Die eerste gemeentes wat beweeg het van die duisternis na die lig toe, wat het hulle gedoen? Alles verkoop en alles gemeenskaplik besit, om weg te kom uit hierdie wêreld uit. Met die doel van, ons bedien mekaar. Ons is in 'n ander koninkryk, ons is nie meer in hierdie wêreld nie. Dit wat ek in die wêreld wou bereik het, is verby. Yeshua sê, jy moet jou vader en jou moeder verlaat. Jy moet hulle haat. En jou vrou en jou kinders, jou Isak. Jy moet hulle offer. Daar is niks meer nie. Daar bly vir jou niks oor nie. As jy een van hulle bo God lief het, bo sy koninkryk lief het, die skrif sê, dan is jy hom nie waardig nie. Die godsdienst van hierdie wêreld sê vir ons, jy is meer werd as God. Hy is baie verleë oor jou. Hy sal alles prys gee om jou te kry. Dis nie die waarheid nie. Jy is hom nie werd nie. Hy het ons lief. En hy het ons gered uit die duisternis uit. Maar jy moet jou lewe gee. Dit wat jy in hierdie wêreld bymekaar maak, moet jy mee stop. Want hierdie wêreld is die koninkryk van duisternis. En jy moet skatte bymekaar maak in die koninkryk van God. Dis 'n tree wat jy gee van die een na die ander een. Daar's nie 'n grys area nie. Jy's in die een koninkryk of in die ander koninkryk. Dit help nie. Jy's in die koninkryk van duisternis en jy bely jy's in die koninkryk van lig. En nou is jy in die koninkryk van lig nie. Dit gaan nie gebeur nie. Jy's net 'n leienaar in die koninkryk van duisternis. Jy bluf jouself. Die skrif sê ook, hy wat sy lewe probeer red, sal dit verloor. Maar hy wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Nou wanneer jy oorbeweeg van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig, verloor jy jou lewe hierso. Dit word 'n mislukking. Dit klink nie lekker nie. Dis nie wat ons geleer word in hierdie wêreld nie. Hier word ons geleer jy moet jou volle potensiaal bereik. Ontdek jouself. Kry jou talente en versterk hulle en word groter en reik na hoër dinge. Bereik die hoogste sport, klink dit bekend? Dis in hierdie koninkryk. En dan in die ander koninkryk waar jy dink jy is jy toe nou nie. Daarom moet jy alles wat jy is afsterf. Alles verlaat, alles doodmaak tot jouself om in die koninkryk van lig te kan ingaan. Dis nie evangelie wat jy in jou gehoor streel nie. Daai evangelie sê nee, ek wil nie dit hoor nie. Vertel vir my iets wat vir my lekker is. Vertel vir my hoe die koning van lig my gaan seën om 'n sukses te maak in die koninkryk van duisternis. Vertel dit vir my. Dis wat ek wil hoor. Hy gaan my bless. Hy gaan my voorspoedig maak. Hy gaan nie, want hy's 'n vyand van hierdie wêreld. As jy in hierdie wêreld wil voorspoedig wees en uitstyg en gewild wees en gesien word, dan doen jy dit op jou eie. Dan doen jy dit met die hulp van die koning van hierdie wêreld, maar nie die koning van lig nie. 1 Johannes 2 vers 15. Hy sê moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. En dis wat ek net gesê het. Toe het ek nog gedink is net ek wat dit sien. Nou sien ek dit hier in die skrif. En nou skrik ek. Nou sê hy moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Sien julle die rooi see is tussenin? Jy's in hierdie koninkryk of jy's in daai koninkryk. As jy hierdie koninkryk lief het en die dinge in hierdie koninkryk, ek hou van hierdie dinge. Dis weer 'n wiskundige som, as dit is gelyk aan teken, dan is die liefde van God nie in jou nie. Dit beteken as die liefde van God in jou inkom en jy leer hom ken vir wie hy is, dan begin jy die wêreld haat. Dan sien jy maar al hierdie goed van die wêreld is aklig. Dis voorgegee, dis nagemaak en die einde daarvan is die dood. Ek wil geen deel daaraan hê nie. En ek wil my mense wat nog daar is waarsku, want hulle is lief vir die wêreld om daar uit te kom na die koninkryk van lig toe. Vers 16 sê, want alles wat in die wêreld is, vat jou pen en onderstreep alles. Daar staan nie en sommige goed wat in die wêreld is nie. Alles wat in die wêreld is, naamlik die begeerlikheid van die vlees. Wat wil jou vlees sê? Ek soek al hierdie nice goed. Weer daarom wat ek in my garage kan parkeer en daar op 'n dubbelverdieping waar kan gaan staan en daai seilboot waar ek kan gaan ry en hierdie oorseese reis. Dis skokkend. Dis die goed van die wêreld. Dis die begeerlikheid van die vlees, want jou vlees kan dit doen. Jou vlees kan dit ervaar. Die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë. Wat sien jou oë? Goeters. Ek sien al daai goed. As jy sukkel met jou oë begeer, moenie vir die goed kyk nie. Dit sê die skrif. As jou hand jou pla, kap hom af. As jou oog rondkyk en hy begeer, moenie rondkyk nie, want dan gaan jy begeer.
En wat begeer hy? Die goed van hierdie wêreld. En as hy dit gesien het, wil hy dit hê. En dis die vyand van God. En die grootsheid van die lewe. Die grootsheid van die lewe is wat ek kan bereik. Kyk, as ek dan nou hierdie liedjie kan skryf, wat ek so graag wil skryf, en hulle speel hom op die top 20, en ek is eerst op die top 20, en dan speel hulle hom dalk in Amerika, en as jy weer sien, as ek op hulle verhoog, en dan hang hulle aan my lippe, en ek is in elke boek en in elke tydskrif, en op die televisie, en almal is lief vir my. Dis die grootsheid van die wêreld. Is dit nie waarna toe ons streef nie? Daai ons wat dit bereik het, se plakate plak ons teen ons mure, en ek wil dit ook bereik. Ek wil dit ook wees. Dis die vyande van God. Dis die twee koninkryke. Jy bereik in die een koninkryk of in die ander een, maar nie in al twee nie. Jy kan nie in al twee bereik nie. As jy in die koninkryk van hierdie wêreld bereik, is jy vyand van God. Dis skrikwekkend. Want vers 17 sê, en die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid gaan verby. Dit wat jy nou begeer, dit wat jy nou ten duurste voor betaal om te kry, betaal jy jou lewe om daai goed te kry, gaan verby. Dis die tragedie. Jy spandeer jou lewe om dit in die hande te kry. En dan word jy oud, en dan sien jy, alles wat ek bymekaar gemaak het, is niks werd nie. En dit gebeur met almal. Jy dink dit nie as jy 20 jaar oud is nie. Maar jy sien dit as jy ouer word. Dit gaan verby. Die begeerlikheid gaan verby, so moenie dit doen nie. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Dis twee koninkryke. As jy hierdie rooi see gaan in die koninkryk van God in, bly jy vir ewig. As jy agterbly in die koninkryk van die Satan, daar's 'n einde. Dit hou op en dis die doderyk.